Kom wees lig saam pastoor Pieter en Tolly Jordaan, Sondag om 1600. Goeiedag, ek groet u weer eens hier uit die Wees Lig kantoor. Dis vir ons heerlik, lekker somer, die Here is naby. Ons geniet die heerlike reën. Ja, daar's van tyd tot tyd, is daar verspoelings. Van tyd tot tyd is daar reënwater wat baie val. En die aarde moet water kry om benat te word. En daarvoor sê ons vir die Here dankie. My boodskap vir hierdie dag is jou huis op die rots gebou. Matteus 7 vers 24 tot 29. Jesus het aan die einde van sy mooiste preek gekom, wat hy nog ooit gepreek het. Ons noem hierdie preek die bergpredikasie. Dit was goed om weer deur Matteus 5, 6 en 7 te lees. Dit handel oor 'n hele spektrum van menslike gedrag. Dit vertel ons wat die Here van ons verwag met betrekking tot ons verhouding met hom en ook ons verhouding met ander mense. Terwyl Jesus so pragtig preek nog in die geheue was, het hy sy boodskap deur 'n kort gelykenis afgesluit. Kom ons lees dit net so vinnig en ek gaan net hier en daar paar teksverse aanhaal. Matteus 7:24. Elkeen dan wat hierdie woord van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Ja, die stortreën het geval, die vloedwaters het opgekom, winde het teen hierdie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ineengestort nie, want die fondament was op die rots. Ja, elkeen wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n dwaas, wat sy huis op die sand gebou het. Die stortreën het geval, die vloedwaters het gekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk en die huis het in mekaar gestort en is heeltemal verwoes. Ek wonder of ons ooit so besef hoe ernstig hierdie woord regtig is. Die aanneming van verwerping wat Jesus se woorde kom of 'n ewige lewe of die ewige dood beteken. Ja, jy neem hierdie woord aan van Jesus of jy verwerp dit. Dit is die woord van die Here wat 'n heelal tot stand laat kom het, dit dabare woord. Daar is onbeskryflike fisiese krag in sy woord, maar terselfdertyd is daar ook geestelike krag vir jou en my uit sy woord. Jesaja 40 vers 8 sê, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde nooit. Daar is 'n sekere verkeerde dinge waaraan mense vasklem, maar wat baie spoedig sal verbygaan. Ongelukkig sal ons saam met hierdie dinge vergaan waarin ons so vashou. Maar wanneer die woord van ons aan die woord van God vasklem, wanneer dit deel word van ons lewe, het ons daardie sekerheid dat ons tot op die einde deur God gedra sal word. Is dit nie Psalm 119 vers 11 sê, ek het u woord in my hart gebere, dat ek nie teen u sal sondig nie? En ook in Jeremia 15 vers 16, toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet, en die woord was vir my vreugde en vrolikheid vir my hart. Ja, Jesus sê dat die huis moet op die rots gebou word. Hy vergelyk elke mens, goed of sleg, met 'n huis wat gebou word. Ek en jy, 'n gebou van God, 'n huis, nie met hande gemaak nie, of anders gestel, hoe lyk jou karakter waarmee jy elke dag gekonfronteer word? Ek kry net een kans en dis die lewe wat ek nou leef. Ek bou net een keer. Of my huis, my karakter gaan staan, of my huis, my karakter sal val en wegspoel.
Hierdie gelykenis het Jesus so plus minus 2000 jaar terug langs die see van Galilea geleer. Dit spreek vandag nog tot elkeen van ons harte. My karakterhuis gaan staan of hy gaan val. Dit hang af of hoe ek teenoor Jesus se woord reageer. Hoor mooi wat sê die skrif, vers 24. Ons moet hoor, elkeen wat hierdie woorde hoor, en daarvolgens handel. Dit is die besluit wat jy moet maak. Ek neem sy woord aan, of ek verwerp sy woord. Wanneer ek sy woord hoor, en hy klaar gepraat het, rus die onus op my, of ek wil luister, en of ek nie wil luister nie. Wanneer ek luister, noem Jesus my 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Ja, vroeër in die bergpredikasie het Jesus dit aangehaal in Hoofstuk 5 vers 19. Wie dan ook een van hierdie geringstes van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Is ons gehoorsame kinders van God? Wanneer 'n klein kindjie dink sy pa is wonderlike en sy ma is wonderlike twee mense op die aarde. Die kind is nog te klein om die karaktergebreke raak te sien in die ouers. Maar wanneer die kind ouer word en hier so tussen 16, 17 en 18 jaar kom, dan begin hulle bietjie vir hulle self dink. Hulle sien hoe pappa en mamma optree. Die slim pa en die ma word nou 'n bietjie dommer, want hulle dink hulle weet alles. Hulle ken alles. Hulle dink hulle kan oorleef. Omdat ons nie altyd mooi verstaan nie. Maar waarop het pappa en mamma hierdie kind se fondasie gelê? Nou mate ons ouer word, besef ons dat pappa en mamma tog nie so dom was nie. As daar iets is wat 'n ouer se hart bly maak, dan is dit gehoorsame kinders. Eer jou vader en jou moeder, sodat jy lank mag lewe. Het jy geweet dat jou vreugde vir Jesus bring wanneer jy hom gehoorsaam is? Matteus 7:21 sê Jesus, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Dit vra gehoorsaamheid. Godsdienst bestaan daarin dat ons Jesus se woord moet gehoorsaam. Ons probeer nie om God se guns daardeur te verdien nie, maar omdat ons sy groot geskenk van liefde onverdiend ontvang het. Hoe kan ons dan hierdie hand, wat uit genade na ons toe uitgereik is, so bietjie wegstoot? Die groot beginsel van die wet verklaar die karakter, die geaardheid van God. Die bergpredikasie wat Jesus vir ons kon voorhou, was juis daarop gemik om die skoonheid van die wet te verduidelik. Enige een wat sy lewe op hierdie woorde bou die rots, op die rots van die eeue, Jesus Christus. Wanneer ons hierdie woorde aanneem, neem ons Jesus self aan, want hy is die woord. 'n pragtige beeld wat Jesus gebruik het, die mense wat hoor en doen, met ander woorde gehoorsaam is aan die woord van die Here, is soos 'n man wat sy huis op die rots gebou het. Daardie huis word deel van die rots. Hoor mooi, dit staan nie al apart van die rots nie. Die huis word in die rots ingebou. Is dit maklik om 'n bouer om sy fondasie so te kan lê? Nee. Lukas 6:48 sê die grond is diep uitgegrawe en toe is die fondament op die rotsbodem gelê. Gehoorsaamheid vra opoffering. Die man wat sy huis op die rots gebou het, het gesweet. Sy rug wou breek,
maar hy het geweet dat as hy op die rots bou, sal die huis nooit intuimel nie. Ja, gehoorsaamheid vra inspanning, deursettingsvermoë, maar liefdesgehoorsaamheid kom by die rots Jesus uit. Gehoorsaamheid is die bewys dat ek Jesus eerste stel in my lewe. Ja, al my begeertes word eenkant toe geskuif. Dit is die bewys dat ek sê, nie my wil nie, Here, maar laat U wil geskied. Ja, ons kry baie keer swaar. Dan verstaan ons nie. Maar hoe diep is ons gewortel in Jesus? Gehoorsaamheid is die bewys dat ek 'n rots belangstel. Daar is niks wat 'n karakter so ontwikkel soos gehoorsaamheid nie. Hebreërs 5 vers 8 sê, hy al was hy seun het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Omdat gehoorsaamheid so ons gevalle natuur laat lei, is ek nie altyd gewillig om die pyn van gehoorsaamheid te verduur nie. Maar hier is Jesus my voorbeeld. Die lyding wat gehoorsaamheid hom veroorsaak het, was tot die dood toe. Gehoorsaamheid het nie goedkoper geword nie. Dit gaan vandag nog met lyding gepaard. En dit is waarom ek en jy gehoorsame mense met Jesus kan geïdentifiseer word, eerder as om ongehoorsaam te wees. God se opdrag kom as volg. Hoe is ek hierin gehoorsaam? Verheerlik my dan in alles wat julle doen. Kolossense 3 vers 17. En wat julle ook al doen in woord en in daad, doen alles in die naam van die Here en dank God, die Vader deur hom. Die tweede opdrag wat God gee uit sy woord het, is om te evangeliseer. Wees Jesus waar jy jou ook al bevind. Meeste van ons ken Matteus 28:19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle en leer om alles te onderhou. Dan 'n derde, wat daar nie baie op gefokus word nie, en ek gaan dit in die Engels sê, edification. Efesiërs 4 vers 12. Bou mekaar op deur bemoediging, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat almal kom tot die eenheid van die geloof en die kennis van Jesus, die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Ja, toe die stortreën kom, toe die aanslag kom, omdat hierdie huis op die rots gebou is, die vloedwaters teen hom slaan, die winde teen hom kom, het daar die huis bly staan. Dit het nie ineengestort nie. Ja, die vloedwaters van misverstande, die vloedwaters van teleurstellings, moeilikhede spoel sonder 1 minuut soos waarskuwing teen ons aan. Ons kan nie ontvlug nie. Elkeen van ons gaan deur die lewensstorms. Die orkaan van die teëspoed waai met al sy woede teen jou en jy voel hoe ruk hy jou rond. En jy wonder wanneer jy saam met die storm gaan wegwaai. Nee, as jy op die rots is. Dis Paulus wat vir ons kom leer, dat 1 Korintiërs 3 vers 11, hy sê van niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is, dit is Jesus Christus nie. Watter fondasie is op jou lewe gelê? En as iemand op die fondament bou met goud, met silwer, kosbare stene, hooihout en stoppels. Elkeen se werke, wanneer die storms kom, wanneer die vloedwaters kom, wanneer die winde teen dit kom, sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur geopenbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werke op die proef stel, hoedanig dit is. My vraag aan jou in hierdie dag is, hoe diep is jy in die fondasie in Jesus Christus ingegrawe? Hoe vas het ons gehoorsaamheid aan Jesus vasgemessel? Ja, daarteen is die dwaas.
Elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, sy huis gaan platval. Ja, ons bou so maklik ons huisie op mense se seer wat hulle in ons lewe maak. Ons bou so maklik ons huisie op ander, omdat ons op hulle vertrou en nie op God vertrou nie. En wanneer die storms dan kom, is ons karakter nie sterk genoeg in Jesus Christus nie. Dan kan ons nie gefestig staan om te sê, Here, al val die storms teen ons nie. Toe die stortreën neerval, toe daardie huisie platgeval. Ek sien nou onlangs in hierdie week op die TV van der Bilpark hoe 'n man en 'n vrou met hulle 3 kinders skielik wakker word met die geweldige dreun van donderweer. Die volgende oomblik spoel die water oor die vloer. Die kinders gil en hardloop na hulle pappa en mamma toe. Die water stoot hoër en hoër. Skielik stort die huis in mekaar. Groot massas water sleur die huis en sy mense die donker nag in. Vir oulaas die moeder se gille wat uitstyg bo kan die vloedwaardes. My kinders, o God, red my kinders. En hoe word haar stem toestel? Ja, het sy haar huis op God gebou. Die woord van die Here sê as ons met Jesus in ons lewe, ons communion met hom, elke oomblik van die dag. Watter oproep is daar in jou lewe? Wat is daar in jou lewe wat jou weerhou, sodat jy nie die lewe kan kies nie? Wil ek jou aanraai, kom ons los die sand. Kom ons los dit wat mense aan ons gedoen het, deur vergifnis. Kom ons kom by die rots wat geklief is, waar ek veilig in kan wees. Kom ek grawe nog bietjie dieper deur elke dag die woord van God te vat, elke dag die woord van te bestudeer, elke dag so bietjie meer en meer van hom in my deponeer, totdat my karakter sy karakter wees. Ja, karakter van nederigheid. Filippense 2 vers 5. Dieselfde gesindheid wat daar in Jesus Christus is, moet in julle heers. Kom ons vra die Vader. Vader, dankie dat ons U ken. Here, ons weet nie net van U nie, ons ken U, ons is in verhouding met U. Ek bid nou, Here, vir elke ene wat na hierdie woord luister, of hulle U ken of nie ken nie, Here, maar dat U deur U Gees hulle sal beweeg, Here, om op die rots Jesus, wat daar gelê is vir ons, sal begin bou. Ek bid, Here, vir hulle wat deur die storms gaan in hierdie lewe, dat hulle op U woord en met 'n gesprek met U sal aangaan, en U sal ken, en deur U woord. Laat U naam geheilig word. Ons vra dit in Jesus wondernaam. Amen en amen.